Die oordeel van tyd en seisoene. Ons sukkel dikwels om die gebeure in ons lewe te beoordeel en dan op 'n gepaste manier daarteen te reageer. Prediker 3 vers 11 sê, God het elke ding gemaak dat dit pas in 'n bepaalde tyd, maar hy het ook aan die mens 'n besef gegee van 'n onbepaalde tyd, van 'n ewigheid. Ons het ook hierdie begrip van ewigheid, of hierdie verlange na ewigheid. God het die ewigheid in ons harte geplaas, maar ons verstaan nie die rede of die uitkoms van ons lewe nie. Die gevaar lê daarin dat ons slegs vir een manier van optree en een reaksie vir elke seisoen in ons lewe bekend sal wees, of net op een manier kan reageer in alles wat ons doen. In Matteus 11 praat Jesus met 'n geslag wat op een manier reageer, met skeptisisme en ongeloof. Diegene wat oordeel, sien Johannes die Doper as 'n besete man eerder as 'n profeet. Hulle sien Jesus as 'n vraat, 'n dronkaard en 'n vriend van tollenaars en sondaars. Nie die een wat gekom het om hulle van hulle sonde te red of te verlos nie. Jesus illustreer hulle reaksie met 'n verhaal. Hy vergelyk hulle met kinders wat mekaar op die markplein toeroep en vir mekaar sê, ons het vir julle op die fluit gespeel en julle het nie gedans nie. Ons het 'n treurlied gesing en julle het nie gehuil nie. Diegene wat hoor en nie optree nie, verwar die skrywer van Prediker se tyd van rou en dans. Ons bring dit nie by mekaar, ons verstaan dit nie. Ons ruil dit om, want ons is nie reg om te hoor of te verstaan nie. Hulle erken nie die oordeel van Johannes die Doper of die vreugde van Jesus nie. Vir diegene in sy gehoor wat geweier het om sy woorde en wondertekens te erken, spreek Jesus 'n oordeel uit, wat veel erger is as die van Sodom. Diegene wat met nederigheid egter geloof reageer, het egter die belofte van vrede. Jesus nooi hulle uit. Vers 29 sê, neem my juk op julle en leer van my, want ek is sagmoedig en nederig van hart, en julle sal rus kry vir julle gemoed. My juk is sag en my las is lig. Hierdie reaksie is 'n daad van geloof. Ons moet op God se woord en sy gees staat maak om die gebeure van ons lewe te oordeel en ons te help om op die regte manier in geloof te kan reageer op dit wat gebeur in ons seisoen van die lewe. Vir watter reaksie en manier van optree is jy bekend?